Môre, dis dan nou lesing 10 vanoggend van die dogter van Sion, restaureerders van die skrifte, wat eintlik ons hooftaak was die afgelope, kan ek maar sê 25 jaar. En ons is nou op 12 November 2025. Opskrif vir môre is die geestelike trek uit die vlees. Die grootste trek wat ons moet trek is nie die trek soos wat die Israeliete uit Egipte getrek het in die woestyn en toe later aan in Kanaan in nie. Ons trek is die trek uit die vleeslike mens uit na die geestelike mens en dan oor die Jordaan na die hemelse mens. Dis 3 wesens wat in jou is, wat jy moet groei om tot by die hoogste ene te kom. Dit is naamlik om te lewe vanuit jou gees. Meeste van ons hier wat Vader se aangesig soek en wil doen wat hy vir ons voorskryf, leef vanuit die siel. Maar die mense daar buite en veral op hierdie plaas wat Vader nie soek nie, leef in die vlees. Al die dinge van Egipte, daai gruwels wat daai heidene gedoen het. Jy moet nie 'n fout maak nie. Egipte was destyds in daai tyd 'n absolute dekadente, perverse klomp mense wat daar gewoon het, alhoewel hulle 'n baie hoë vlak van kuns gehad het en vlak van aardse wysheid, wat hulle natuurlik nou is daar genoeg bewyse waar hulle dit van gevalle engele gekry het en hulle het die gevalle engele aanbid. En die goed is pervers. Dit is sommer vroeg in Genesis 6 beskryf Vader vir Moses hoe pervers hulle was, dat hulle gesien het die dogters van die mens is mooi en hulle het afgekom en met hulle gemeenskap gehad. As jy die boek Henog lees, dan sal jy nog sien dat hy hulle beskryf hoe walglik hulle was en hoe hulle omgegaan het met die mens. So, dit is die Egiptiese toestand van almal. Ons kom almal uit die vlees uit. Ons was dalk nie almal 100% pervers en sleg nie, maar ons was in die kerk. En die kerk is nog steeds die vlees. Moenie dink as jy in die kerk is, jy is nou iewers in 'n verheerlikte posisie ten opsigte van jou gees nie. Glad nie. Jy's in die ergste misleiding, want jy glo nie dis verkeerd. 'n Ou wat in 'n kroeg sit en lekker gesuip is, en jy kom vertel hom hy's op pad na die doderyk, na die hel toe, as hy so aangaan, sal vir jou sê, ja, ek weet, maar ek is swak, of wat, ek het hierdie rede, of daai rede. Maar 'n ou in die kerk, as jy vir hom kom en sê, hoorie man, jy is op pad hel toe met hierdie pastoor, en al hierdie leuns van die kerk, hy sal vir jou uitlag, hy sal vir jou wegjaag van hom af, want hy glo, hy is reg. En ons het dit nou behandel in die vorige lesings, omdat daai gees van die kerk in hom is, en hy kan nie vry raak nie. Want vryheid beteken dat jou gees verenig met Vader se gees sonder enige bande. Geen bande van kerkdogma en leerstellings nie, geen bande van dominees of pastore wat op jou invloed uitoefen nie, maar slegs die suiwer woord. Ons lees nou. Hierdie trek, hierdie wat ek nou genoem het, is ons laaste trek hier aan die eindtyd. Dit is 'n geestelike trek uit ons vleeslike toestand, waar ons was voordat ons bekeer is. Elke persoon trek ook op sy tyd, en so is ons 'n hele volk Sion, waar die meeste in Egipte of in die vlees is, sommige al in die woestyn, besig met suiwering, en hier en daar is een wat al deur die Jordaan. Dit is die geestelike doop, niks te doen met die waterdoop nie. Is en wat in Kanaan die ewige hemele aangekom het. Nou, dit is hoe ons volk lyk. En ons moet maar ook geduld hê en medelee hê met die volk wat nog vassit in die vlees. En die enigste manier hoe ons hulle daar gaan uitkry, is met kragdadige gebed en die verkondiging van die waarheid. En die dien in liefde. Ek het nou weer 'n stuk in die boek 8 van Johannes Evangelie gelees, en daar was 'n toestand voor die Essenes se groot plek. Hulle het ook amper so iets soos die tempel gehad,
maar dit was 'n groot kasteel. Die geskiedenisboeke beskryf ook die plek. En daar was duisende mense wat voor hierdie kasteel gesit en wag het om genesing te kry. Sommige het kinders saamgebring wat hulle uit die dood wou opwek. Maar Joshua het hulle gestop om die bedrog te pleeg. Toe gaan besoek hy hulle. En toe sê hy 'n baie interessante ding. Sê hy vir jou van haal eers die armes. Los die rykes met hulle dierkiste en hulle kinders. Bring die armes na my toe. En daar genees hy al daai armes op bo 'n wonderbaarlike manier. Daar was selfs ouens gewees wat nie arms gehad het nie. Hy het die arms laat teruggroei. Neuse, oë, ore, alles wat fout was, het weer wonderbaarlik teruggekom. Maar Joshua het dit nie self gedoen nie. Hy het die hoof van daai instansie gesê, omdat hy so getrou in Joshua se woorde gebly het en sy bedrog gestop het, het hy gesê, doen jy dit. En hy het dit gedoen. Bietjie gesukkel, maar uiteindelik is alles toe gedoen. En dit is wat vir my in die eindtyd ook so 'n openbaring is dat Joshua gaan eers die armes verlos. Want die armes is al reeds redelik goed met die sambok bygekom. Ek praat van die sambok van die lewe. Ander mense noem dit karma. Wat ook al, maar jy die slaaf van die lewe voel jy aan jou lyf. Jy bly hier in 'n houthuisie, gesamentlike badkamers, gesamentlike kombuis, al die dinge wat nie normaal is nie. Jou huis het jy verloor, jou kar het jy verloor, jou werk het jy verloor. Nie oor jou, altyd oor ons eie skuld nie, maar deur wetgewing, deur al die dinge wat oor ons kom, soos belastings, prysverhogings. Ek bedoel, ons weet nie eers vandag hoe arm mense met daai patetiese pensioen wat die staat hulle gee, eers groente kan koop nie. Ek praat nie eers van vleis nie. So al hierdie dinge het ons nou al bietjie nederig gemaak. Nou ja, hierdie toestand word dan beskryf in Openbaring 12, waar die vrou, Openbaring 12 is die vrou wat staan, wat verwagtend is, met die son en die maan, son op haar kop en die maan onder haar voete, en sy gee geboorte aan 'n kind. Die vrou, gesuiwerde Sion, na die wildernis vlug, saam met diegene wat al geboorte gegee het. Dit is die seentjie wat gebore is van daai vrou, en dit stel die wedergeboorte voor. Die wedergeboorte word altyd deur 'n seentjie voorgestel. Maar sy is dan in haar midde. Hulle is diegene wat reeds die volkome wedergeboorte gesmaak het. Of in hakkies, dis hulle wat nou in Kanaan is. Ons staan almal voor die punt dat ons oor kan gaan om in Kanaan aan te kom. Ons is dalk al gedeeltelik daar, maar ons is nog nie volkome daar. Hier is beide groepe saam. Dit is die wat nog in Egipte is, eintlik al drie groepe, die wat in die woestyn is, om hulle siele te reinig, en die wat nou al reeds oorgegaan het in die gees. Tans is ons nog almal fisies in Egipte. Dit is die aardse realm waarin ons leef. Alhoewel die geestelike toestande verskillend is. Tussen Egipte en die wildernis of woestyn, net voor die Rooi See, is daar wel 'n baken wat vir ons dalk lig op die onderwerp kan gee. Die volk het by Migdol laar opgeslaan, voordat hulle die Rooi See, wat ook eintlik die Rietsee is, bereik het. Dit is ook hier waar die bonatuurlike goddelike beskerming in die vorm van die opening van die Rooi See plaasgevind het. En ons lees Eksodus 14 vers 2 tot 4 hieroor. Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor die aangesig van Pi-Hagirot, tussen Migdol, en dit beteken toring in Hebreëus, en die see. Reg teenoor Baal-Sifon moet julle laar opslaan by die see. So daar is die plek Migdol. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die aarde, die wildernis het hulle ingesluit,
en ek, dis Jahwe, sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg, en ek wil my aan Farao en sy hele leermag gewigtig maak, en die Egiptenaars sal weet dat ek Jahwe is, en hulle het so gedoen. Vir my is dit baie interessant dat Farao se hart verhard en dan gaan hy en hy versag sy hart. Dit is 'n direkte ingryping van Farao se vrye wil. Wat Vader eintlik sê, hy doen dit nie. Maar hy doen dit nie met sy kinders nie. En dis net nog 'n bewys dat die Farao en al daai klomp van Mitzrayim, want Egipte se naam is Mitzrayim en dis ook 'n kind van Gam, dat hulle almal nie kinders van Vader was nie. En dat hy hulle wil verander soos wat hy wil ten goeie van sy volk, want hy wil hom groot maak voor die volk. En daarom het hy Farao agter hulle aangestuur, sodat hy die wonderwerk deur Moses kon doen van die kloof van die see. Ons gaan aan. Hierdie plek, Migdol, wat toring beteken, hou die sleutel van ons hedendaagse trek uit Egipte, waar 'n konfrontasie met die draakgroep. Aan die einde praat hy in Openbaring van die draak, die dier uit die see en die dier uit die aarde uit. Dis Farao en sy leer sal plaasvind. Eerstens moet Migdol in jou eie hart gevind word. Die volgende gedeelte in 2 Samuel 22, 47 tot 51, gee ons meer lig op hierdie toring Migdol in ons harte. Migdol word egter algemeen aanvaar as skaapstoring en nie net toring nie. Belangrik skaapstoring, want ons is die skape en Joshua is die herder of die toring. Vers 47, Jahwe leef en geloof sy die rots en laat verhoog wees die Elohei of God wat die rots is van my lossing. Die El of God wat my die wraak gee en volke onder my neerwerp en wat my uitlei onder my vyande uit. Ja, U verhef my bo my teenstanders. U bevry my van die man van geweld. Daarom wil ek U loof, o Jahwe, onder die nasies, en tot eer van die naam wil ek musiek maak. Hy is die toring, Migdol in Hebreëus, wat die verlossing van sy koning groot maak, en wat medelee het met sy gesalfde, aan Dawid en aan sy saad tot in ewigheid. Hier beskryf Samuel dat Jahwe leef, verwysend na ons verlosser Jahweshua of Joshua, wat ons sal uitlei onder ons vyande uit. Hy noem hom Joshua die toring of Migdol, en dat hy medelee het met sy gesalfde, Dawid en sy saad, wat in die eindtyd die Melchisedek orde sal wees. Dis 'n bewys dat die eintlike ware Migdol ons verlosser Jahweshua is, verlosser van die skape, oftewel toring van die skape, die skaapstoring. Ek wil net hier 'n klein verhaaltjie invoeg wat ek nie nou hier beskryf het nie, maar ongeveer in 2007, toe ons nou begin oor hierdie dinge openbaring kry, oor skaapstoring, oor Migdol, toe kry ons 'n boodskap van 'n profeet of 'n profetes, dat Vader in die net na die Tweede Vryheidsoorlog, in die vroeë 1900s, het hy 12 manne gevat, waaronder Siener van Rensburg was, en generaal Koos Delarey, en hulle het 'n klipstapel gaan pak, by die plek wat vandag nou Migdol genoem word. Ek het nie die geskiedenis van Migdol nie, maar ek het oortuiging, dat die naam gekom het nadat hulle hierdie klipstapeling gedoen het, 12 klippe gaan pak het. En ons het 'n begeerte in ons ontdek en ervaar, almal van ons in die gemeente daai tyd. Ons moet die klipstapel gaan soek, hy moet nog daar wees.
En ons het toe 'n bussie gevat, daai tyd het ons 'n groter bussie gehad as nou, die Iveco, en die manne het gegaan, ek het nie saam gegaan nie. Ek was die eerste keer daar om met die boere te praat, en toestemming te kry dat ons daar teen die rivier sou afgaan. Ons het vermoed, dit sal nie ver van die rivier wees nie. En ons mense was sekerlik meer as 'n week daar. Hulle het gesoek, van die oggend tot die aand, en ons kon nie hierdie toring kry nie. Tot Joshua met 'n boodskap vir ons gesê het, kom terug. Julle sal verbaas wees waar die toring te vinde is. Onthou, ons was toe nog nie so sterk geestelik nie. En toe ons terugkom, toe openbaar hy ons, dat die toring van die skape moet in jou hart wees. Dis Joshua. As jy hom gekies het as skaap, dan is hy jou skaapstoring. En hy is dan in jou hart, en jy kan dan net in jou innerlike gaan en met hom praat, hom vra, en hy sal jou lei. Baie meer werk as 'n klomp klippe wat by Migdol in die Wes-Transvaal gepak is. Ongelukkig het van die ouens wat in Israel predik, het hulle self nou met Migdol verbind, die plek, en hulle is nou die wat bevryding bring. Migdol is Joshua, maar ons lees verder, dan sien ons dat hy die manlike Migdol is, en dat daar nog 'n vroulike Migdoliet is, of Migdaliet. En kom ons lees verder. Daar is egter nog 'n toring in die Nuwe Testament, wie se handelinge baie belangrik is in ons studie van Migdol. En dit is die vrou wat deur ons meester van 7 duiwels verlos is. Naamlik in ons ou Bybels Maria Magdalena. Kyk nou net hoe het hulle met hierdie name wat hulle verdraai het, ons weggevat van sekere waarhede. Ook genoem Miriam die Migdoliet in die boek van Herinnering. Dit kan die Migdaliet of die Migdoliet, ek glo dit is eerder die Migdoliet, want Joshua beskryf dit in die Nuwe Openbaring. Waar laasgenoemde haar eintlike naam in Hebreëus is, die lief agter is eintlik die vroulike agtervoegsel. Alle Hebreëse woorde het of 'n manlike of 'n vroulike agtervoegsel of voorvoegsel. Waar laasgenoemde haar eintlike naam in Hebreëus is, sy was ook die vrou wat by ons meester se graf gewaak het, en hom eerste gesien of herken het, baie belangrik, sy het hom eerste gesien of herken. Haar naam beteken ook Migdol of toring, vroulik. Hierdie vrou se verhaal was sy verlos word van haar besetenheid. Sy was met 7 duiwels besete. Dit is haar geestelike uittog uit Egipte, word wel in Lukas 7 en 8 beskryf, maar is iets wat verwarrend. Die werklike verhaal, soos vertel deur Joshua self, vind ons in die groot Johannes Evangelie boek 6. Dit is belangrik om te sien hoe dat hierdie vrou, as die klein skaapstoring Migdol, deur die groot skaapstoring Migdol, genees word van haar sondige toestand, voorgestel as die trek uit die vleeslike Egipte na die geestelike toe. In die gees vind hierdie genesing dus ook plaas, by die geestelike Migdol skaapstoring, net voor die Rooi See kruising, wat die skeiding tussen siel en vlees voorstel. Die skrif is baie dieper as wat die woorde wat ons lees, maar jy sal dit nie verstaan, as jy nie die samehang verstaan, tussen die manlike en die vroulike, tussen Joshua en sy bruid nie. Jy sal nooit nie. Iewers is daar 'n voorloper, iewers is daar iemand wat Joshua heel eerste gesien het, omdat sy by die graf gewaak het die oggend, wat nog nie rein was nie, want hy sê, moenie aan my vat nie. Ek het nog nie opgevaar nie, ja. En dit is die voorloper wat ons nou uit die voorafgaande tekste en lesings gesien het, naamlik die dogter van Seel, is een en dieselfde. Die verhale van die Nuwe Testament van Jara is 'n faset van die dogter van Sion se
tyd aan die einde. En so is hierdie Maria Magdalena of Miriam die Migdaliet se lewe ook 'n faset van die dogter van Sion gemeente waardeur ons sal moet gaan. En dit is eintlik 'n pragtige gedeelte om te weet dat wat ons gedoen het, sonder dat ons hierdie kennis op daai stadium gehad het, in lyn is met wat in die skrif staan. Nou gaan ons oor na die groot Johannes Evangelie boek 6, die genesing van die besete jongvrou Maria Magdalena of Miriam die Migdaliet. Maar kort daarna, ongeveer is hoofstuk 185, vers 1. Maar kort daarna, ongeveer na 'n kwartier, kry die gids, dit is nou Miriam die Migdaliet, van die Romeine, wat enig andersins as publieke vrou met ontuchtige manne verkeer. Sy was nie 'n baie rein vrou nie. Sy was baie ryk, ek wil dit net noem, dit word nie in die stuk genoem nie. Sy het baie goed geërf en sy het al niks tekort gehad nie. Maar sy was nou die mens, as jy nou in 'n stad kom as 'n vreemdeling, dan vra jy vir mense, het julle nie 'n gids vir my nie? Iemand wat my kan rondwys nie. Ek was jare gelede was ek in Moskou gewees en dan gee hulle vir jou 'n gids. Eerstens iemand wat kan Engels praat en dan vat hulle jou na al die museums en die mooi plekke toe. Dit is hulle werk. Nou ja, dit was hierdie vrou se werk. Maar sy het haar onderskei, wat Yeshua later aan sê, sy het ontsettend baie goed gedoen aan die armes. Sy het 'n baie goeie hart gehad. Sy het die armes lief gehad en van haar rykdomme het sy gebruik om hulle te help, wat natuurlik haar redding was. Vanweë te veel van die genoemde wyn, het 'n bietjie wyn gedrink saam met die manne, geweldige krampe, en sy kerm en vertrek haar gesig, terwyl haar ledemate en spiere vreeslik vol krampe word. Het ons daai, oei, is daai blok hier, nou hier lastig gevlieg. Hierdie stel die sondige toestand, dit is hoe Sion was, voorgestel deur hierdie Maria Magdalena of Migdaliet, waar ons volk in allerlei vleeslike en geestelike hoerery vasgevang sit. Die Romeine stel ook die Romeinse godsdienst voor, waarin Maria Migdal vasgevang sit. Dit is alles die geestelike innerlike betekenis van hierdie verhaal. Yeshua gee geen verhaal sonder 'n betekenis in die gees nie. Ons lees verder hoofstuk 2 vers 2. Die Romeine was daardeur ewig ontstel, omdat hulle so verskynsel as 'n buitengewone slegte malm omen beskou het. Dis net 'n voorteken. Hulle sê, wee ons, die gode het baie kwaad geword vir ons, omdat ons 'n vreemde God gaan opsoek het. Dis nou vir Yeshua wat hulle gaan soek het. Wat doen ons nou? Onthou sy sit hier, dis soos 'n epilepsie aanval wat sy nou hier op die vloer het, waar baie mense is, daar is sekerlik baie naby aan 100 mense in daai saal. Nou Lazarus, hy is eienaar van daai herberg, sê, bly gewoon rustig, want ek ken hierdie persoon al geruime tyd. Sy het al 'n aantal jare las van hierdie siekte, en sy het dit al meermale gehad, veral as sy ietwat te veel wyn gedrink het. Ons Judeërs noem dit besetenheid, deur een of dikwels ook meer bose geeste. In vroeër tye, toe daar nog baie vrome mense onder die Judeërs te vinde was, kon sulke bose geeste deur die gebed van 'n vrome mens verjaag word, maar in hierdie tyd bestaan dit nouliks meer. Natuurlik sou ons besondere man met 'n hoofletter, dit is Yeshua, dit wel oombliklik kan doen, as hy dit wou hê. En hiermee sê ek nie dat epilepsie per se besetenheid is nie. Ek glo die epilepsie van meeste mense is 'n chemiese wanbalans in die liggaam, maar hier het dit gelyk soos 'n mens, jy kan jou voorstel wat die epilepsie lê. Sy lê kerm op die grond en sy ruk verskriklik. In MK Strydom se boek sê hulle
dat hulle het 'n deaf and dumb spirit. OK. Dit is 'n doof en stom gees wat hulle pla. Die vernaamste Romein kom na ons tafel toe, waar ons baie rustig sit, soek juis vir my uit en sê, beste vriend, is daar dan glad niemand onder u wat die ongelukkige meisie bietjie kan help nie? U sit egter so ongeïnteresseerd daar, terwyl hierdie arme vrou met die dood veg. Ek sou haar beslis graag gehelp het, as ek 'n middel teen die kwaad sou ken, maar dit is by ons Romeine nog baie sleg, gestel met die genees van die spesiale soort kwale. Yeshua sê vir hom, u het uself tot my gewen, sonder om te weet wie ek is, maar u halwe vertroue dat daar aan ons tafel iemand is, wat die besetenes sou kon help, het u na my toe gebring. Ek sê u dat u gees u al die regte man aangewys het, wat haar ook sal help tot haar liggaamlike welsyn en tot die welsyn van haar siel. Let dan goed op met watter middele ek hierdie jong vrou vir altyd sal help. Toe staan ek van my stoel af op, gaan na die heeltemal verstyfde jong vrou wat op die grond lê, strek my hande oor haar uit en bedreig die 7 bose geeste in haar. Dink nou aan hierdie vrou, die volk aan die eindtyd, waar Yeshua sê 18 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het ook. En nou lê hierdie vrou is heeltemal verstyf van die verkeerde en valse lering. Lê op die grond, is nie eens in staat om 'n vleeslike lewe te lei nie. En nou kom Yeshua, en hoe het hy gekom? Hy het gekom deur die vertalings wat hy vir ons laat doen het, sodat ons gees weer kan laat ontwaak. Hy het dit gedoen deur sy teenwoordigheid in die nuwe Openbaring en veral in die groot Johannes Evangelie wat ons nou lees. Kyk net die wonderlike kennis wat ons nou hier kry, wat nie in die Bybel staan nie, maar dit behels dieselfde situasie, dieselfde geleentheid met die vrou, waarna die Bybel verwys, in Lukas 7 en 8. Hierdie 7 bose geeste stel die absolute teendeel, of teenpool, van die 7 ware geeste van ons Vader voor, wat Karen nou gister so mooi vir ons voorgedra het, en hier kom ons nou weer by die 7 geeste, en dit is 2 heel verskillende lesings. Soos voorheen in hierdie boek vermeld, wat Yahweh uit Sion se harte sal uitdryf aan die eindtyd. En die 7 valse geeste, wat hierdie demone voorstel, is die valse liefde, of eie liefde, die wêreldse wysheid, wat hulle met intellek noem. Die verkeerde orde, die orde wat aan die dag is, lê nou dat alles kan gaan. Onwilligheid om Vader se wil te doen, gebrek aan erns of geregtigheid, ongeduld en onbarmhartigheid. Babylon, die wêreld daar buite het nie geduld met jou nie. Ek weet, want ek was daar. Ek was in konstruksie. En daar is nie geduld nie. Geen geduld word geduld nie. En daar is ook geen barmhartigheid nie. As jy nie jou kant bring nie, dan is jy weg. So het baie mense hulle self hier bevind, omdat daar nie genade of barmhartigheid daar buite is nie. Baie mense gaan van hier af weg, gaan werk vir ons eie volk. Dan word hulle na 2-3 maande kom hulle weer hier aan en sê, oom, daai ou het my nooit betaal nie, hy het vir my gelieg. Dit wat hy gesê het hy ons gaan gee, doen hy nie. Dit is hoe die wêreld daar buite lyk. Almal verstokte duiwels. Alles gaan oor eie liefde en net vir homself. Gee nie om vir sy medemens nie. Maar nou kom in vers 9, die geeste skreeu hardop uit haar buik. O Yeshua, seun van Dawid, laat ons nog 'n kort tydjie in die huis van ons. Maar ek, Yeshua, dreig hulle nog 'n keer.
En hulle verlaat die jong vrou op dieselfde oomblik. En die jong vrou staan op, dis nou die dogter van Sion aan die eindtyd, en was vrolik, fris en gesond, asof sy nooit iets bekeer het nie. Maar toe sy my langs haar sien, en mense haar vertel dat ek haar gehelp het, kyk sy my strak aan en sê, ag, dit is tog die geweldige man vir wie my hart al sedert 'n jaar gelede steeds vinniger klop. En juis hy, wat ek oneindig lief gehad het, en nog lief het, sedert ek hom slegs eenmaal in die verbygaan gesien het, kom my nou te hulp. O vriend, u kon my maar eerder laat sterwe het in plaas daarvan, dat ek u nou tot groot verdriet van my hart weer moet sien, sonder om ooit die hoop te hê, om ook deur u bemind te word. Want u is 'n suiwer mens, en ek is 'n verdorwe hoer. Daarop val sy aan my voete neer, omklem dit knielend en maak hulle nat met trane van liefde en berou. Toe die bose geeste uit is, toe herken Michal dogter dadelik haar meester, en in nederige berou bedank sy hom vir wat hy gedoen het, naamlik om haar uit Egipte die vlees te verlos. Terug by die Johannes Evangelie hoofstuk. Toe kom 'n paar leerlinge na vore, wil haar van my voete wegtrek, en sê vir haar dat so iets hier nie van pas is nie. Maar ek, Yeshua, sê vir die leerlinge, wat gaan dit julle aan? Is ek dan nie meester oor myself, en nou ook oor haar nie? As dit vir my te veel word, sal ek wel vir haar sê wat gepas of nie gepas is nie. Ek, Yeshua, sê vir julle, hierdie jong vrou het baie gesondig, maar sy hou ook meer van my as julle almal saam. Daarom sal haar ook baie vergewe word. En verder sê ek nog vir julle, dat orals waar my evangelie gepredik sal word, ook oor die voorval en hierdie jong vrou gepraat sal word. En dit is hoekom dit ook in die Bybel opgeteken is. Maar aan die eindtyd sal ons baie meer oor hierdie voorval praat, soos nou, om dit dan deur te trek in die gees na die dogter van Sion toe. En dit is wie ons gemeente is. Ons is nie engeltjies wat eendag opgestaan het en gesê, nou gaan ons vanuit die hemele vir Yeshua dien nie. Ons is almal sondaars. Ons was almal in ewige vleispotte van Egipte vasgevang. Ek praat vir myself, dalk is die engele onder ons, of dalk dink jy jy's 'n engel. Maar meeste van ons, indien nie almal nie, kom uit die wêreld uit. Ons het baie wêreldse verkeerde dinge gedoen. En nou kom Yeshua, en hy dryf daai 7 vals geeste uit, en nou raak jou hart oop om daai 7 geeste, die liefde, die wysheid, die werksame wil, die orde, erns, geduld en barmhartigheid. Nou kan jy daai eienskappe inneem. En dit word deur daardie 7 aardsengele, wat elke dag met ons omgang het, word deur hulle, tesame met ons beskermende engelgeeste, word jy heeltyd, word ons deur hulle benader. Maar as ons harte vol van daai 7 ander geeste is, kan hulle niks doen nie, want julle kan sien, daai kelkies waar die vlamme op brand, dis houers. En die houers, as dit vol is van die wêreld, kan niks van die gees daar inkom nie. So eers moet ons die wêreld uit ons kry. Ons moet kom en ons sê, Jesus, die lewe wat ek nou gelewe het tot nou toe, walg my, ek kan nie meer, ek wil nie meer so aangaan nie. Al is dit nie dadelike bekering nie, dis net 'n besluit wat jy maak. Ek wil nou anders lewe. Ek wil lewe sodat ek vir my Vader iets kan beteken. Ek wil nie meer tussen hierdie plekke rondswerf. En ons praat maar oor die algemeen kroeë en dobbelhuise en watter plek waar slegte vrouens is. Dit is waar die wêreldmens is. En altyd het my ou vriend wat 'n predikant is, as hy van hoerhuise en dobbelhuise praat, dan praat hy sommer van kerke ook. Dan word die mense baie kwaad, maar dit is so. Daar is net soveel verkeerde geeste
in vals kerke. En dan kom jy uit dit uit, en dan sê jy, maar nou wil ek graag die waarheid weet, en dit is dan jou pad, wat jy begin loop, as jy genees is. So tot op die einde is 2025, praat ons nog van hierdie vrou, en oor hierdie voorval. Toe trek die leerlinge hulle terug, en sê niks meer nie. Maar ek, Yeshua, sê daarop vir die jong vrou, staan op, want jy is geholpe, en al jou sonde is jou vergewe. Maar gaan nou heen en sondig nie meer nie, sodat jy nie nog iets erger sal oorkom nie. Dit is van ons op toepassing, almal van ons wat baie sondig was in die wêreld voor ons vir Yeshua gevind het. Hy het dit alles vergewe. En baie mense het moeite daarmee, want hulle kan hulle self nie vergewe nie. En ons moet dit tog doen, want as ons onsself nie kan vergewe nie, dan vertrap ons die bloed van Yeshua in onsself. Ons lees verder, want Yeshua gee hierdie baie belangrike les. Want as 'n bose gees 'n mens verlaat het, trek hy deur dorre streke en woestyne en soek na 'n woning. En as hy niks vind nie, kom hy weer terug. Dan vind hy sy ou woning skoon gevee en gereinig, sodat hy 'n groot begeerte kry om weer daarin te trek. As hy egter sien dat hy te swak is, gaan haal hy 7 ander geeste, wat nog erger is as hy, en gesamentlik trek hulle dan met geweld in die gereinigde woning in. En hierdie tweede toestand van die mens is dan nog baie erger as die eerste. Let dus goed op, dat dieselfde jou nie oorkom nie. Staan daarom op, gaan heen en sondig dus nie meer nie. Bedoeling met haar losse sedes, dat sy dit nie meer verder moet doen nie. Nou in die praktyk waarmee ons nou te doen het, is dat, kom ons sê, 'n klein gees, wat nou nie soveel skade doen nie, alhoewel hy ook maar 'n skadelike gees is. Soos waarheid. Jy is geneig om te lieg. Ek het nou in die week die ervaring gehad, mense kan nie anders nie, hulle lieg, terwyl dit nie eens nodig is om te lieg. Dis 'n gees. Nou gaan jy en jy dryf daai gees uit met die goed wat reëls en die voorskrifte wat Yeshua gegee het, wat Karen vir ons in die oggend bring. Nou gaan daai persoon uit. En nou is die gees van leuns is uit. Maar sy is nie bereid om haar innerlike te vul met Yeshua nie. In die Bybel praat hy van die sterk man. Die sterk man is eintlik jou wil wat aan Yeshua se wil gekoppel is. Nou wil jy nie meer sondig nie. Ek wil nie meer lieg nie. Ek wil nie meer al die ander goed doen wat ek doen as ek lieg nie. Ek steel, ek hoereer, ek is gewelddadig. Ek noem nou sommer voorbeelde. Nou gaan daai gees en hy kom terug en hy sien, die sterk man is nie hier nie. Bring hy 7 erger geeste saam. En nou word hy mens 7 maal erger as wat hy was. Waar hy net altyd gelieg en miskien 'n klein bietjie gesteel het, nou raak hy die grootste bedrieër en nou begin hy op groot skaal bedrog te pleeg. En nou begin hy mense baie skade doen op allerlei maniere. En as jy hom probeer vasvat, dan is hy nie net gewelddadig nie, hy gebruik sommer wapens om dood te maak. Nou het jy so 'n mens 'n baie erger sondaar gemaak as wat jy gedink het om die mens te bevry. En daarom is bevrydingsgebede nie 'n quick fix nie, in Engels. Dit is 'n padstap met 'n mens, om daai mens te laat versterk en te help en by te staan as hy dalk weer in 'n toestand kom om te val. Dit is waarom as iemand 'n alkoholist was, is dinge soos die AA is goed. Want dis mense, vriende wat mekaar help, wat deur die dinge gegaan het en nou kan herken wanneer iemand
voor die val staan en dan help hulle die persoon. Maar vir my is die ergste voorbeeld wat ek hier moet noem, en dit is die mense wat in die kerke so vinnig hande oplê en mense wel van geeste bevry. Want jy kan in 'n vals kerk is daar meer geeste in die kerk teenwoordig as mense. En dit het 'n spiritus vrou my vertel, dat wanneer sy geeste wil gaan haal, en hulle gaan haal dit om mense skade te doen, sy sê, gaan ek na die kerke toe. Sy het nou 'n kerk hier in Pretoria Wes genoem, waar sy sê, ek geeste gaan haal. En wat sy doen, sy wag tot die mense gaan vir handoplegging. Die dominee of die pastoor roep hulle voor, kom, jy's 'n sondaar, jy moet nou kom, ons moet vir jou bid en ons moet jou salf. Dan gaan sy ook vorentoe. Sy sê die oomblik was daai hande opgelê word, trek al daai geeste in daai kerk saam om in hierdie persoon in te gaan. Sy sê dan gaan sy, dan staan sy ook saam in die handoplegging en sy oes daai geeste vir haar praktyk, want sy het dit nodig, want sy moet vir die mense wonderwerke wys en wondergenesings wys, terwyl dit net skyngenesings is. Sy maak dalk een siekte gesond wat sigbaar is, maar daar is nog ontelbare siektes wat op jou geplaas word deur hierdie demoniese magte wat sy in jou sit. So hierdie is baie gevaarlik, mense, om sommer deur enige iemand hande opgelê te kry. Bedink mooi wanneer jy daai besluit maak. En as jy dit al gedoen het, dat jy in die kerk sommer jou laat handoplegging deur al die mense wat daar sit, dan moet jy kom vir bevryding. Karen en Pieter se werk is om dit vir julle te help daarmee en dit te doen. Jy sal 'n ander mens voel. As daar altyd net nog ongeluk in jou lewe is, dinge wat jy nie van kan loskom nie, of dit watter gewoonte ook al is, dis hierdie geeste wat dalk 7 maal sterker in jou nou is, en nou kan jy dit glad nie doen sonder 'n korrekte bevrydingsprosedure nie. So asseblief, ons nooi julle uit, as julle dit nodig vind. Nou ja, toe staan die jong vrou op en weet van louter liefde en dank vir my, byna nie wat sy moes doen nie. Na 'n oomblik vra sy my of sy tog hierdie nag nog hier in die herberg mag bly, omdat dit al laat in die nag geword het. Sy het nou gedink toe hy sê, gaan heen, gaan nou huis toe, en Sondag nie meer nie. Maar Yeshua sê vir haar, ek praat nie teen jou liggaam nie, maar teen jou siel en haar talle wêreldse begeertes. Met jou liggaam kan jy gaan waar jy wil. Dit was voldoende vir die jong vrou, en sy gaan weer aan tafel sit. Maar haar oë wend sy vir geen oomblik van my af nie. Hier sal nog ewig, dis nou het einde van die Johannes Evangelie, my woorde, hier sal nog vir ewig gepraat word oor hierdie vrou, Migdol of Migdalendoli, Sion, dogter van Sion aan die eindtyd, wat verlos is van haar sonde in haar siel, deur die groot skaapstoring Migdol. Let op, hoe vergelyk die meester haar verder, as die een skaap wat verlore is. En nou het hierdie vrou, omdat sy die skaapstoring in haar hart herken het en opgerig het, dit is haar liefde vir Yeshua, 'n gesonde, goddelike liefde, nie die liefde wat sy in die wêreld gepraktiseer het nie. Nou word sy deur daardie liefde self 'n toring waarop Yeshua kan bou en waarop die evangelie verder gedra sou word. En dit was sy wat ook by die kruishout was toe Yeshua gekruisig is, saam met Yeshua se moeder, nog 'n tannie, en Johannes die apostel. Al die ander apostels het gaan wegkry, hulle was bang, hulle word ook gekruisig. En sy was by, toe Yeshua opgestaan het uit die dood, was sy die eerste een wat hom gesien het. En Yeshua sê vir haar, gaan en verkondig die ander dat jy my gesien het.
Die opdrag van dogter van Sion in hierdie tyd is: gaan en verkondig dat Yeshua gekom het in die nuwe openbaring. En hy is nou vir almal beskikbaar, gratis in omtrent al die westerse tale van die westerse nasies, die verstrooide Israel. So, dit is ons opdrag. Presies wat haar opdrag was. Baie, baie dankie.